Groet in die wonderlijke naam van ons koning Jesus Christus, geliefdes. My naam is Israel Thijs en welkom by Broodbreek, die program van die Here waar ons dagelijkse hoofstukke die Nuwe Testament lees, met die doel om ons Christene te vernuwe en te versterk op 'n dagelijkse basis, ook met die doel om die Nuwe Testament te voltooi by einde 2025. Vandag gaan ons voort met 1 Korintiërs hoofstuk 7 en opskrif lees riglyne vir die huwelik. Ek kom nou by die vraag wat julle in julle brief gestel het. Ja, 'n celibaatlewe is goed, maar omdat daar soveel onsedelikheid is, behoort elke man sy eie vrou te hê en elke vrou haar eie man. Die eggenoot behoort nie sy vrou seksuele intimiteit te ontsê nie. Dit is haar reg as getroude vrou. Net so moet die vrou ook nie haar man hierdie intimiteit ontsê nie. Met die huwelik het die vrou medeseggenskap oor haar liggaam oorgedra aan haar man. Net so het die man medeseggenskap oor sy liggaam aan sy vrou oorgedra. Julle moet mekaar dus nie van seks beroof nie, behalwe as julle ooreenkom op 'n beperkte tyd van onthouding, sodat julle meer volkome aan gebed kan toewy. Daarna moet julle weer saamkom om te verhinder dat die Satan julle tot sonde verlei, omdat julle dit moeilik vind om julleself langer te beheer. Ek gee vir julle my mening hieroor. Ek bedoel, dit is nie absolute reël nie. Eintlik sou ek wens dat almal soos ek sonder die huwelik sou regkom, maar ons het verskillende gawes van God ontvang. Die een hierdie, die ander een weer 'n ander. Nou wil ek vir die ongetroudes en die weduwees sê, dis beter om soos ek ongetroud te bly, maar as hulle nie selfbeheersing kan toepas nie, is dit beter om te trou as om deur seksuele begeerte verteer te word. Vir die getroudes het ek 'n opdrag wat nie bloot van my kom nie, maar van die Here self. Dit is dat 'n vrou nie van haar man mag skei nie, maar as sy dit tog wel doen, moet sy ongetroud bly of haar met haar man versoen. Net so mag die man ook nie van sy vrou skei nie. Nou gaan ek met die res van julle praat, alhoewel ek nie 'n direkte opdrag van die Here het nie. As 'n Christenman 'n ongelowige vrou het en sy vind dit goed om by hom te bly, moet hy nie van haar skei nie. En as 'n Christenvrou 'n ongelowige man het en hy vind dit goed om by haar te bly, moet sy nie van hom skei nie. Want die Christenvrou bring 'n atmosfeer van gewydheid oor haar ongelowige man en die Christenman bring 'n atmosfeer van gewydheid oor sy vrou. Anders sou julle kinders nie aan God toegewyd wees nie, maar nou is hulle. Maar as die ongelowige huweliksmaat daarop aandring om te skei, laat dit dan so wees. In sulke gevalle is die Christenbroer of suster nie verplig om met die huwelik voort te gaan nie. God wil immers hê dat sy kinders mense van vrede moet wees. Wie weet, dalk help jy as Christenvrou jou man om gered te word, of wie weet, dalk help jy as Christenman jou vrou om gered te word. Elke van julle moet voortgaan in die lewenssituasie wat die Here vir julle gegee het toe julle God se roepstem gehoor het. Dit is my opdrag aan al die gemeentes. As jy byvoorbeeld reeds besny was toe jy geroep is, moet jy nie jou besnydenis ongedaan laat maak nie. As jy onbesnyde was toe jy geroep is, moet jy jou nie nou laat besny nie. Of jy besny is of nie, dis heeltemal onbelangrik. Wat wel belangrik is om God se opdragte na te kom. Gaan dus voort soos julle was toe God julle geroep het. Is jy 'n slaaf, moet jou nie daaroor verkies nie, maar as jy wel jou vryheid kan verkry, gryp die geleentheid beslis aan. En onthou, alhoewel jy 'n slaaf was toe die Here jou geroep het, het jy 'n vrygemaakte van die Here geword. En omgekeerd, as jy vry was toe jy geroep is, het jy 'n slaaf van Christus geword. God het julle teen 'n duur prys gekoop. Moenie slawe van mense word nie. Dis, liewe broers en susters, in watter situasie julle ook al was toe God julle geroep het, gaan daarmee voort en bly bewus van God se teenwoordigheid in jou lewe. Wat die ongetroude meisies betref, beskik ek nie oor 'n absolute opdrag van die Here nie, maar die Here het my begenadig om betroubare leiding te gee en daarom gee ek nou my mening aan julle deur. Met die oog op die swaar kry van die eindtyd, dink ek dis die beste dat julle bly soos julle nou is. As jy aan 'n vrou verbind is, moenie die huwelik probeer beëindig nie. As jy ongetroud is, moenie 'n vrou probeer kry nie. Maar as jy sou trou, doen jy nie sonde nie.
En as die ongetrouwde meisie sou trou, doen sy nie sonde nie. Ek wil julle egter die ekstra koninge spaar wat die huwelik meebring. Dit wil ek vir julle sê, liewe broers en susters, onthou die tyd wat nog oorbly is kort. Daarom moet die getrouwde mans besef dat daar dinge is wat nog belangriker is as hulle huwelik. Om bly of hartseer te wees of dinge te kan aankoop mag nie in die pad staan van die Here se werk nie. Die wat gebruik maak van die dinge van hierdie wêreld, moenie daaraan geheg raak nie, want hierdie bedeling gaan verby. Ek wil hê dat julle in alles wat julle doen vry moet wees van die kwellinge van hierdie lewe. 'n Ongetrouwde man is begaan oor die dinge van die Here, oor hoe hy die Here kan gelukkig maak, maar die getrouwde man is begaan oor die wêreldse dinge, oor hoe hy sy vrou kan gelukkig maak. Sy aandag is verdeel. Net so kan 'n vrou wat nie langer getroud is nie, of nog nooit getroud was nie, haar aandag op die Here toespits om met liggaam en siel aan hom toegewy te wees. Die getrouwde vrou is egter oor wêreldse dinge begaan, oor hoe sy haar man kan gelukkig maak. Ek sê hierdie dinge in julle belang, nie om allerlei beperkings op julle te lê nie. Ek wil hê julle moet sonder dat iets julle aandag aftrek, fatsoenlik en toegewyd vir die Here lewe. Maar as 'n jong man oordeel dat hy oneerbaar teenoor sy meisie optree as hy nie met haar trou nie, of as hy probleme het om sy passie te beheer, moet hy na sy goeddinke handel. Hy doen nie sonde nie, laat hulle maar trou. Maar as hy innerlik sterk staan en daar geen noodsaaklikheid bestaan om te trou nie, en as hy goeie selfbeheersing het en in sy hart klaar besluit het om sy meisie in haar ongetrouwde staat te laat bly, doen hy ook goed. Hy wat dus met sy meisie trou, doen goed, maar hy wat nie trou nie, doen beter. 'n Vrou bly aan haar man verbind vir so lank as wat hy lewe, maar as haar man te sterwe kom, is sy vry om met iemand van haar keuse te trou, mits sy ook Christen is. Ek is egter van opinie dat sy gelukkig sal wees as sy ongetroud bly. Ek meen dat hierdie advies van my God se gees afkomstig is. Amen. En daar het ons die geskrewe woord van God geliefdes, onthou, die Here is lief vir u.